die een wat ons kon vul, U is die een wat ons kon bystaan. Here, U is wragtig vanaand, Here, net die wyser een van ons, Here. Here, U lei ons, Here, U stuur ons, Here. Here, U weet, Here, U bepaal ons voetspore vanaand, Here. Ons kan net op U staan, maar ons kan net vir U dankie sê. Ons kan net weet vanmôre, vanaand, Here, U is met ons. En ek kom bid vir Here dat ons vanaand nie net sal groei dieper in ons verhouding met U, Here, maar dieper sal groei in woord, Here. Stuur ons vanaand, Here, op 'n pad dat ons kan verstaan hoekom sekere dinge moet gebeur, Here. Help ons vanaand om standvastig te word in die woord. In U naam alleen. Amen. Prys die Here. Halleluja. Vir ons online kykers, baie welkom. Hoe sê hulle in mooi Afrikaans, ons heet julle welkom. Halleluja, dankie. Lewende water. Goed. Laasweek was daar nou nie 'n woordskool nie. So hierdie vraag was eintlik al 2 weke terug. As ek reg, aan my gerig. En ek het 'n bietjie gaan navorsing doen, 'n bietjie gaan kyk, 'n bietjie mense se opinies gehoor. En 'n bietjie gekyk wat is die internet se opinie. Jy weet mos, jy moet ons nou raadpleeg oral waar jy gaan, nê. Ek het net nie my vrou geraadpleeg nie, want sy sal my haar eerlike opinie gegee het. ek moet met haar grap, halleluja. Goed. Ek het hom opgebreek, so ek gaan vir jou gee soos ek hom gevat het, dit wat ek kon vind, my hart weet mos wat is die waarheid en wat is nie die waarheid nie. So, en die Gees in my sal my oorreed as dit die waarheid is en nie die waarheid is nie, is dit nie. Selfs met die Gees in U sal dit ook doen. Goed, daar is verskeie voorbeelde van dames of vroue, soos die woord sê, wat onderrig gegee het, geprofeteer het en geestelike invloed gehad het, nê. Goed, so onderrig gegee het, hulle het geleer, hulle het met mense geleer, hulle het geprofeteer, hulle het 'n woord gespreek. Een van die profetesse is vanaand die in die gemeente. So, en dan het hulle geestelike invloed gehad op mans beide as kinders. OK. So in die Ou Testament lees ons van Deborah, 'n profeet en 'n regter oor Israel, en jy kan dit gaan lees. Ek gaan dit stadig sê want ek glo my jy gaan dit wil gaan lees. Jy kan dit gaan lees in Rigters 4 en 5. Was Deborah gewees, 'n profeet en 'n regter. OK. So she had justice. Kan ek dit maar so sê. Goed. Sy het Israel gelei en Barak aangemoedig om te veg. Dan kry jy vir Miriam, dit was Moses se suster, sy was 'n profeet genoem en jy kan dit kry in Eksodus 15 vers 20. Interessante naam wat ek nog nie, wat ek al gehoor het met 'n I, jy weet 'n kolletjie en nie 'n I nie, maar dit was Hulda. OK? Was ook 'n profetes aan wie koning Josia se manne gegaan het om die woord van die Here te hoor. Goed, daar is die deurbraak. Aan wie koning Josia se manne gegaan het om die woord te hoor. So wat het sy gedoen? Sy het gepreek. Sy het vir hulle gesê. Hulda. Dis soos Hilda van Sewende Laan, hier is met 'n Hulda. Hulp net daar. OK? Die skrif waar jy hom kan gaan lees is 2 Konings 22 vers 14 tot 20. Goed, nou kom ons by die Nuwe Testament. Het jy die laaste skrif? 2 Konings 22 vers 14 tot 20. Nuwe Testament. Ek sukkel altyd met hierdie naam, so jy moet my help. Priscilla, né? Sê ek dit reg? Priscilla. Goed, Priscilla.
Goed, die stukkie vers kan jy gaan lees in Handelinge 18 vers 26. Handelinge 18 vers 26. Goed, sy het Apollos geleer, en die aanhaling wat gebruik word, sê, dit was 'n meer noukeurig die weg van God. So wat dit vir my sê, sy het 'n persoonlike pad gestap met Apollos. Want sy het noukeurig die weg van God van hom verduidelik, en hom geleer. Okay. So dit is in Handelinge 18:26. Dan natuurlik Maria Magdalena was die eerste persoon wat die opstanding van Jesus verkondig het aan die disippels. Jebo. She loved the word and she preached the word. Okay. Of in 'n mooi Afrikaanse term sê dit gedeel met die mense. Johannes 20 vers 17 tot 18. Dis 'n baie bekende stukkie skrif daai. Johannes 20 vers 17 tot 18. Gaan ek te vinnig, julle moet ek bietjie 'n notch afkom. Ai, tog. Sorry man. Goed, het jy dit Maria Magdalena? Okay, Johannes 20 vers 17 tot 18. Goed, dan Filippus se 4 dogters. Filippus se 4 dogters. Filippus se 4 dogters het almal geprofeteer. Hulle was almal profetesse gewees. Handelinge 21 vers 9. Handelinge 21 vers 9. Man, ek is so happy oor my Bybel. Dis so vinnig. Handelinge 21 vers 9. En dan Junia. Dis Junia, Junia. Of Junia, daar is 'n mooi woord, daar sy. Sien julle kom met ons vrouens nodig. Junia. Dan, dit is in Romeine 16 vers 7. Romans 16 vers 7. En sy word uitgestaan, of sy word genoem 'n uitstaande apostel. Uitstaande apostel. Romeine 16 vers 7. Okay, hierso sê hulle Junia, maar hierso is dit Junias. Junias. Groet Andronicus en Junias, my stamgenote en my medegevangenes wat in aansien is onder die apostels en reeds voor my in Christus gewees het. En dis Paulus wat skryf hierso. So jy kan eintlik sê sy vriendin was 'n apostel gewees. Okay. Goed, so hierdie dames was gebruik om woord oor te dra en mense te lei. So menende hulle was gebruik om die woord te bring, is dit nie? Waar in die Bybel mag vroue spreek en onderrig gee? Goed. Alhoewel daar nie teks is wat direk sê vroue mag preek nie, word die gawe van profesie en lering aan alle gelowiges beskryf sonder beperking van geslag. Joel 2:28 en tot 29 is daai stukkie. Joel 2, Joel.
Maar in Engels is dit mos Joel. Joel 2 vers 28 tot 29. Joel is in die Ou Testament, né? Hier kruip hy weg. Kom na my toe. Goed, Joel 2, 28-29 beskryf die gawe, praat oor die gawe aan alle gelowiges. Hy sê, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. Dis nou die 53 vertaling, so u behoort dieselfde te lees as ek. Op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ou mense drome droom en julle jongelinge gesigte sien. Is daar iemand in die voorportaal? En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Daai stukkie is vervul in Handelinge 2 vers 17 tot 18. Joel 2, 28 tot 29 is vervul in Handelinge 2 vers 17 tot 18. Handelinge 2 vers 17 tot 18. En in die laaste dae spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees, op julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort en hulle sal profeteer. Okay. Dan, om ook hierdie te staaf, dat daar nie beperkte geslag is nie, Galasiërs 3, vers 28, as jy jou woord het, bly saam met my na Galasiërs 3 toe. Galasiërs 3, vers 28. Kan ek maar lees? Daar is nie meer 'n Jood of 'n Griek nie, daar is nie meer 'n slaaf of 'n vryman nie, daar is nie meer 'n man en vrou nie, want julle almal is een in Christus Jesus. Okay. Die norm van hierdie is, baie mense is opgelei of grootgemaak dat dames nie behoort te preek nie. Kan ek dit sommer sê, want hulle gaan dit hoor. Dis 'n tradisie. Dat dames is nie die voorgrond gegee om 'n woord te bring nie, want dit gaan oor die submitting. Okay, dis gaan alles oor daai prentjie, submitting. Okay, wees onderdanig aan die man. Maar die man moet ook wat is die mooi woord? Leer. Ja, die man moet ook onderrigting gee aan die vrou. Verstaan? So daai hele tradisie het 'n ding kom skep waar dames nie mag preek nie. Dis hoekom dit ook vir meeste kerke weird is, kan ek die woord weird gebruik? Weird of vreemd is, ja, as 'n dame op 'n kerkraad is. Dis vreemd vir hulle, want hulle is gewoond net mans doen die werk. Okay. Ek sê nie dis iets fout met die stelling nie, want Paulus het ook sy agtergrond gehad van dit, maar en ek disregard wat Paulus gesê het oor dit nie. Maar wat ek probeer sê is, die norm is, die vrou is nie op 'n leierskapposisie nie. Dis die norm. Okay. Goed, so hierdie verse toon dat die Heilige Gees se gawes nie nie geslagsgebonde is nie. As God 'n vrou roep om te spreek, is dit deur sy gees en nie deur menslike toestemming nie. Okay. Waar sê die Bybel dat vroue nie mag preek of onderrig gee nie?
Daar is twee hoofgedeeltes wat mense gewoonlik aanhaal om dit te beperk. Dit word bevind in 1 Korintiërs 14, vers 34 tot 35. En dit is een wat aan my gerig is, dit was daai vers. Kom ek gaan hom vir jou lees, dan gaan julle verstaan. 1 Korintiërs 14. Ek het gedink met hierdie, hoor, ek het regtig. Ai my skat, ek like dit om met jou te joke. Ek was bang om na die antwoorde te gee. Ek sê, was ek like dit met daardie joke. Ek bly lief vir jou, hoor? Toe ek sommer my eie kar huis toe ry vanaand. Prys die Here. Goed. 1 Korintiërs 14 vers 34 tot 35 lees. Julle vroue moet in gemeente swyg want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees soos die wet ook sê. Goed. Ons is nie onder die wet nie. Ons is onder die wet van die Gees. Onthou die genade van die Gees, né? Maar ons kan nie wat Paulus sê disregard nie, want dis woord nog steeds. So kom ons lees verder, wat sê hy nog? Hy sê, hoekom? Hy sê, maar as hulle iets wil leer, laat hulle tuis hulle eie mans vra, want dit is lelik vir vroue om in 'n gemeente te spreek. Okay. As jy hierdie lees, Dit sê nie preek nie, maar vroue mag nie spreek. Spreek nie, ja. Met ander woorde, hulle mag nie praat. Dit is van onderrig. Ja, want hulle mag nie spreek nie. Hulle mag preek. Maar dit moet stil bly. In die kerk, ja. Oom Nick, ek dink oom moet Oom Nick, gelukkig ry tannie Marieke nie huis toe nie, oom bestuur, né? Okay. En dan die gepaarde vers wat saam met daai aanhaling gaan gewoonlik is 1 Timoteus 2 vers 11 tot 12. 1 Timoteus 2 vers 11 tot 12. Timoteus 2. Soos die eerste brief van Timoteus 2 vers 11 tot 12. Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. En ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. Hoor mooi. Hy laat nie toe dat die vrou oor die man heers nie. Nee, jy kan daai ding baie seldig sien. Jy kan dit sien as man, as manne, of jy kan dit sien as man, jou eie man. Dis enkelvoud. Hy sê nie manne nie, hy sê man. Okay. So jy kan dit dis baie kontrasterend teenoor mekaar. Okay. So dis nou die gedeeltes wat hulle gewoonlik aanhaal om te sê 'n vrou moet stil bly. Ek's baie eerlik. Okay. Hierdie teks deur Paulus geskryf word dikwels verstaan as kontekstueel, bedoel vir spesifieke situasies. Okay, en daar's die antwoord. In baie situasies is dit beter vir die vrou om stil te bly, sê Paulus, maar in ander situasies is dit beter om te leer by die vrou. Okay. Ek dink anders sou jy en jou man nie, of die man en sy vrou nie kon saamgeleef het, as die man heeltyd moes gesê het, doen dit nie. Okay. So die vrou en die man vul mekaar aan. Okay. Ek hoor julle grappies hieronder.
Sarah wat sê, ja, my Heer. Goed. So, laaste vraag, so mag 'n vrou vandag preek? Kort antwoord. Die Bybel gee voorbeelde van vroue wat leer en profeteer en Paulus se verbodstekste. Paulus se verbodstekste moet in hul konteks verstaan word. Daarom, sommige kerke glo vroue mag preek en lei omdat die Heilige Gees aan almal gawes gee. Ander glo vroue moet onder sekere omstandighede nie leierskap oor mans hê nie. Die meer neutrale gebaseerde antwoord op die vraag, en dis waar ek mee gaan eindig vanaand, want dit kan 'n hittige conversation word as jy dit wil verder vat. En ek dink ons manne is outnumbered vanaand hierso. Die basic antwoord is: as 'n vrou deur God geroep is, onder die gesag van die woord leef en met nederigheid en waarheid bedien, wys die skrif geen rede dat sy nie mag preek nie. Amen. Amen. Want dan moes die profetesse en almal in die kerke stil gebly het. Okay. God kyk na die hart en gehoorsaamheid, nie na die geslag nie. Amen. En dit is die opsomming van daai vraag. Ek hoop dit leer julle. Ek het ook geleer. Ek lief vir jou. Nou kan ons by die besigheid kom waarvoor ons gekom het. Amen. Openbaring. Halleluja. Was dit nie 'n openbaring vir julle gewees nie? Dit was vir my ook. Ons het sien. Aan ons online kykers, as julle meer wil weet oor waar ons nou gesels het, stuur gerus 'n comment en ons sal vir julle ook die inhoud kan aanstuur. En selfs vir julle ook, as julle dit wil gehad het, ek sal dit vir julle stuur. Amen. Die eindtyd openbaring, die rede vir die verdrukking vanaand. Halleluja. Ons begin nie dadelik met die verdrukking nie, ons praat vanaand oor die rede vir die verdrukking. En ons gaan lees in Openbaring 4 vers 3 tot 11 en dan Openbaring 5. Halleluja. Goed. Openbaring 4 vers 3 tot 11 en dan Openbaring 5. Dit is almal met ons. Die rede vir die verdrukking. Eintlik as gelowiges hoef ons net te stop by die wegraping, né? Maar ons wil meer weet. Halleluja. Want na die wegraping het ons nie nodig om te weet wat in die verdrukking gebeur nie. Goed. Vers 3 tot 11 van Openbaring 4. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius. En rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere. Wie oorwin, sal wit klere dra. As jy eendag in jou hemelse posisie wil sit, moet jy kan oorwin. Yes. Okay. Nee, dat sê. En hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal. En in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë van voor en agter. Iemand wat nog nie tot bekering kom nie en hy lees die gaan skrik. Okay. Sorry julle, my brein doen dit baie keer. Okay. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu. Die tweede lewende wese was soos 'n kalf.
Die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens en die vierde lewende wese soos 'n arend wat vlieg. Nee, ek praat van die vier lewende wesens. Nee, dis in die hemel. Onthou nou, Johannes is opgeneem in vers 1 en 2. Toe sê die Here, kom op hierheen en onmiddellik was hy in die gees gewees. Goed? En dis wat ons noem die wegraping. Die Here gaan sê, kom op hierheen en onmiddellik gaan jy in die gees by hom wees. As jy jou sakkie goed hierso bly, jou klere bly alles, jou mooi ring, alles bly. Goodbye, dit gaan nie saam nie. Jy kan nie treasure saamvat hemel toe nie. Jy kry jou eie, jy gaan op goud loop. Jy het nie nodig om goed saam te vat nie. Maar hierdie lewende wesens, ons kan, ek het nie baie uitgebrei daarop nie, maar ons kan volgende week so 'n bietjie 'n diep studie doen daaroor ook. Maar hierdie lewende wesens is om die troon, dag en nag. Omdat daar nie tyd is nie, kan ons sê dag en nag, want ons ken dit as dag en nag. Okay, so 24/7 is hulle om die troon. Alright. En die vier lewende wesens het elkeen van homself 6 vlerke gehad en hulle was rondom en van binne vol oë en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige wat was en wat is en wat kom. So om te dink jouself, jy sien hierdie lewende wesens, hulle vlerke, het 6 vlerke, elke vlerk is vol oë. Wat dit eintlik vir jou kom sê is vanaand is niks gaan ons gesiens by die Here verby nie. Hy kyk met arendsoë na jou so. En hy kan deur jou sien. Okay. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. En werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, wat U het alles geskaap, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en hulle is geskape. Nou, kom ons stop net gou daar. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en is en wat kom. En elke keer wat hulle dit doen, val die ouderlinge op hulle knieë en aanbid hom. Menende, daar gaan nie 'n rusperiode wees daarbo wat jy gaan sit en niks doen nie. Jy gaan die Here loof. Jy gaan hom loof met alles wat jy het. Jy gaan elke keer neerval en jy gaan hom aanbid. Hoekom? Want dit is die Here. Hy's God. Hy wat leef tot in alle ewigheid. Dit is God. Dit is Koning Jesus. Behalwe op hierdie oomblik sit Koning Jesus nog nie op die hooftroon nie. So ons praat hier van die Vader. Okay. Goed, dit was so, wat beleef Johannes in die hemel? Eerstens, hy sien 'n troon. En ons kan met sekerheid sê die troon is Vader se, want Koning Jesus het nog nie die troon, hy sit aan die regterhand van God, ja, maar hy het nog nie die troonposisie gevat nie. Okay. So dit wys God se oppermag en heerskappy. Okay. So die troon in die hemel wys God se oppermag en heerskappy. Dan sien Johannes die een op die troon. En dit is God self. Dit beskryf 'n pragtige beelde soos jaspis en sardis wat wys op sy heerlikheid. Wat dit eintlik vanaand sê is daar's niks mooier nie. Dit was absolutely beautiful. Ek kan dit nie beskryf nie. Die naaste beskrywing wat Johannes kon vind was soos jaspis en sardis.
Okay. Dan die 24 ouderlinge om die troon. Onthou, daar was die troon, dan was daar 24 trone gewees. Okay, die woord sê daar was 24 trone gewees om die troon. Nou as ek dit gaan noem, gaan jy agterkom, jy kan dit dalk sien as 12, né? Of jy kan dit sien as reg rondom 24. Maar dit simboliseer die volk van God al deur die eeue, die 12 stamme en die 12 apostels wat by die Here sit. Kyk, die 12 stamme van Israel en die 12 apostels. So as jy eendag gevra het vir Paulus, gaan jy hom kan gaan vra. Hy wag vir julle. Want ek dink baie keer het ons vra vir Paulus wat net hy self ons kan antwoord in die Here. Okay. Ek doen met alle respek, want baie keer as jy Paulus se briewe lees, dan jy wonder in wat sy gemoedtoestand was hy gewees. Maar dan besef jy net weer, maar daar's 'n gemoed vir elke ding. En ek dink dis wat Paulus kom, dis wat die Here Paulus gebruik het, was vir elke ding was daar 'n toestand gewees, gemoed gewees. So jy kan aflei wat sy gemoedtoestand was hy. So ja, die 24 ouderlinge, dit simboliseer die volk van God deur al die eeue, en dit is die 12 stamme van Israel en die 12 apostels. Dan die 4 lewende wesens. Dis simbool bewys. Nie bewys nie, maar as jy dit gaan vat simbolies, is dit die volmaakte skepping wat God aanbid. Okay. Die 4 lewende wesens. As die Here wou gehad het, dit moes 'n engel gewees het, hy gesê die 4 lewende engele. Maar hy noem hulle wesens. Okay. Ons sal volgende week bietjie dieper gaan op die wesens. Ek dink dit kan 'n baie interessante studie wees. Ek het dit nou nie vanaand hier in nie, maar asseblief my vrou maak 'n nota dat ek nie vergeet nie. Goed, en hulle natuurlik roep heeltyd uit 24 uur. Heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. Vir Openbaring 4:8. Nou hoekom sien Johannes die bogenoemde sleutelfeite om die sleutelfeite van wat die Here vir hom wys? Okay, dis nog voor die verdrukking. Die verdrukking het nog nie plaasgevind nie. Dis nog nie die wegraping wat plaasgevind het. Okay. So hoekom sien Johannes die bogenoemde sleutelfeite? Dis omdat die Here vir hom blootstel hoekom dit wat gaan gebeur moet gebeur. En wat is eintlik teenwoordig in die beplanning? As die Here wou gehad het die mens moes weet, dit is net hy wat teenwoordig is in daai beplanning, so hy gesê het in sy woord, dis net hy wat daar gesit het. Maar die feit dat die 24 ouderlinge, die stamme en die apostels deel is van hierdie feit, die feit dat die 4 lewende wesens deel is en elke vlerk het oë. Ek sou graag wou weet hoeveel oë het elke vlerk eintlik gehad. Dit kan ons dalk doen. Halleluja. Ek dink ons sal ooit 'n antwoord kan kry op dit nie, maar dalk 'n naaste by 'n antwoord. Okay. Maar dan het hy, so die Here het die wesens plus die 24 ouderlinge plus homself het hy ingesluit by die feite. Hoekom? Want hy wou aan Johannes bewys dat die rede hoekom die verdrukking moet gebeur is om die volmaaktheid van God te kan sien openbaar. Okay. Johannes besef dan ook, dit is nie net alles beplanning nie, maar dat God eintlik in beheer is van die beplanning. So die Here laat dit net gebeur nie. Elke ding wat gebeur, weet hy hoekom dit gebeur. Hy weet hoekom gaan dit gebeur. Okay. So Openbaring 4 en 5 eintlik is 'n basis soos die inleiding tot die verdrukking, maar met die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens. Dit is deel van die inleiding. Okay.
So die betekenis van Openbaring 4 wys vir ons God se majesteit en beheer oor alles. Voor die oordeel en verdrukking kom, wys God eers dat hy in volle beheer is. Niks gebeur buite sy troonkamer nie. So eintlik wat gebeur het is toe die Here sê kom op hierheen. Het die Here eintlik Johannes in die troonkamer ingevat, want ek meen hy het daar gesit. Dit was heilig gewees waar hy was. Hoe anders moes Johannes geweet het wat gaan gebeur? Wat 'n bevoorregte man om dit te kon aanskou. Goed, Openbaring 5, is jy reg vir dit? Openbaring 5, en ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe, en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: Wees waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek. En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak en daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en dit te lees en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en die 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. En hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en elke taal en volk en nasie. En het ons konings en priesters vir ons so God gemaak, en ons sal konings op die aarde en ons sal as konings op die aarde heers. Wag so 'n bietjie. Dit kom. Dit kom. Jy sal as koning op die aarde heers, dit kom. Dit nog nie plaasgevind nie. As dit nou ons plaasvind, het ons almal as konings geleef, konings en koninginne. Kyk, dit kom nog. Toe sien ek, dis nou Johannes, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. En met 'n groot stem het hulle gesê: Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam kom toe, die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in alle ewigheid. Johannes sien 'n verseelde boekrol, of as jy dit in terme van vandag wil sien, 'n dokument, maar 'n boekrol.
En hierdie seels wat hy sien op hierdie boekrol, wat die boekrol verbind, bevat die planne vir die oordeel en gebeure wat oor die aarde gaan kom. As jy Openbaring 5 gaan lees, kan jy 3 verskillende tydsglewe sien. Jy sien verlede tyd, jy sien huidig en jy sien toekomende. Die oomblik toe hy sê en ons sal as konings op die aarde heers, toe gaan hy oor na die toekomende tyd toe. En dis wat nog gaan kom. Toe hy die boek neem, sê Openbaring, toe is dit die toekoms, toekomstige tyd, dis die toekomende tyd. Okay. So die oomblik toe hy sê ons sal as aarde heers, toe gaan hy na die toekomstige tyd toe, maar die oomblik toe hy sê hy sal die boek neem, toe is dit die toekomende tyd. Menende alles wat gaan gebeur, gaan in 'n nou posisie gebeur. Die Here gaan nou dit uitstort, want dis nou op toepassing van waar sy beplanning lê. Okay. Niemand kan die boekrol oopmaak nie. Hoekom nie? Hulle is nie waardig nie. Jy het nog steeds 'n sondige natuur. Maar wag net so 'n bietjie. Jy is klaar in die hemel. Jy is klaar deel met die wegraping op. Maar nog steeds is jy onderdanig aan die Here. Want die bruid is onderdanig aan sy bruidegom, aan haar bruidegom. So jy kan nie waardig gevind word om die boekrol oop te maak nie. As jy moet gaan op wat Paulus gesê het. Okay. So die Here is besig om sy bruid te leer. Okay. Toe het ek gesien tussen die troon 'n lam staan asof hy geslag is, Openbaring 5 vers 6. Dit is dan natuurlik Jesus Christus. Daar sien jy die lam is geslag met 7 horings. Lees jy van 7 horings. Op die kruisiging sien jy die lam is geslag. En hoeveel keer is hy geslaan? Hoeveel keer is hy geslaan met die sweep? Dit wat ons gaan sien daarbo was nie wat ons gesien het hiersom nie. Die Here het ons gehelp. Die Here het ons regtig gehelp. Want as jy die lam van God moet sien, jou prentjie van die lam van die Here of van God is dat hy's geslaan 39 keer met die sweep en toe sy gedeurboor met die spykers. Maar jy is daarbo nou en nou sien jy met die lam van God het 7 horings. Wat sou jou eerlike opinie gewees het? Jy sou verskrik gewees het. So die Here het jou gespaar, eintlik. God het jou gespaar. En hy het aan die mens kom wys wat dit was, toe die lam eintlik geslag was. Okay. Ek wil hê jy moet net so 'n bietjie daaroor dink. Hy het oorwin deur sy bloed, Openbaring 5 vers 9, en hy het mense vir God gekoop uit elke nasie en taal. Ek wou nou iets genoem het, maar weens as op die lig is, sal ek dit nie doen nie. Ek sal na die tyd vir julle sê. Amen. Wanneer die lam die boekrol ontvang, val almal neer en aanbid hom. Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en heerlikheid en lof, Openbaring 5:12. Wanneer die Here die boekrol oopmaak, gaan jy nie kan staande bly nie. Dis wat my menslike brein vir my sê. Jy gaan nie kan staande bly nie. Jy gaan nie met die krag wat daaruit gaan
kan staande bly vir die Here, al is jy in die hemel nie. Jy gaan hom net kan aanbid. En ek glo in my hele hart, dis ook 'n manier van God om jou te beskerm oor wat op die aarde gaan gebeur. Want ons gaan kan kyk as ons wil, die Here gaan dit gaan oopmaak as hy wil, maar jy gaan neerval en jy gaan hom aanbid. So, moenie dink jy gaan 'n joyride hê om te kyk wat gaan gebeur nie, jy gaan hom aanbid. Halleluja. Amen. En dis al wat ons wil doen op die einde van die dag, is om die Here te aanbid. So wat is die betekenis van hierdie stukkie? Hier wys God dat Jesus die enigste een is wat die wêreldgeskiedenis in die wêreldse geskiedenis wat dit kan oopmaak. Want hy was op die wêreld ook gewees. So hy vorm deel van die geskiedenis. Hy alleen het die reg en die mag om te oordeel, om die oordeel te begin. Alles wat in die volgende hoofstukke gebeur, die verdrukking, die oordeele ensovoorts, kom uit die hand van die lam. Dieselfde hand wat jou gered het, gaan die oordeel spreek. That's why get your life together. Nou die rede vir die verdrukking kan maklik gesien word as die Here wat sy wraak, sy wrath op die aarde gaan wil uitgiet op die aarde. En in 'n mate kan ek saamstem met dit vanaand met daardie feit, maar aan die ander kant wil ek ook sê die Here bly getrou. In die tyd gaan dit absoluut wees oor hoe erg besitlik die mense gaan wees. Talks about possession in die verdrukking wat kom. En hoe rebellious die mense gaan wees teenoor die woord van God. Want nog steeds gaan hulle die woord kruisig. Hulle gaan teen die woord draai. So ja, ek kan saamstem op die feit dat die Here sy wraak op die aarde gaan uitgiet. Maar ek kan ook saamstem met die feit dat die Here gaan in dieselfde tyd gaan hy wys hy's getrou om dit wat hy gesê het gaan gebeur te laat plaasvind. Anderste, hoekom glo ons dan die woord? Okay. A side note. Ek raak fancy met my woorde, is dit nie? A side note. In die verdrukking, of wanneer ons praat van die verdrukking, dan gesels ons ook eintlik hoe en wat se moeilike tye dit gaan wees vir gelowiges wat na die wegraping tot bekering kom. Vir ons gaan dit niks wees nie. Ons gaan by Jesus wees, prys die Here. Maar vir die gelowiges wat na die tyd op bekering kom, veral vir Israeliese mense. Hoekom sê ek dit? Want as jy die woord vat van nou tot en met hoofstuk 22, van hoofstuk 5 tot 22, is die Here gebaseer net op, gefokus net op Israel. So jy wat aan buitekant in Israel is eintlik 'n bysaak wat bykom. Die Here help jou. Maar ons sal volgende week gesels oor hoe jy tot bekering kan kom na die tyd. Okay. Sien, ek gaan myself vooruit, dan verloor ek waar ek was. Goed, want die een week of die een jaar is gefokus op baie Jode, omdat dit in Israel afspeel. Okay. Wat moet gebeur voor die verdrukking? Vorm ook deel van hoekom die verdrukking moet plaasvind. En nou, volgens baie Bybeluitleggers, hulle noem hulle self Bybeluitleggers, en dis nou mense wat die Bybel bestudeer, veral vanaf 1 Tessalonisense 4 tot 1 Korintiërs 15 en 1 Korintiërs 15, is natuurlik die wegraping, die opname van die gemeentes. Dit moet gebeur. Maar so dan is dit die gelowiges word opgeneem om by Jesus te wees. 1 Tessalonisense 4, 16 tot 17. Dit vind plaas voor God se oordeel oor die aarde. Okay? En God se kinders is nie bestem vir sy toring nie. Okay. Nou baie van hierdie Bybeluitleggers plaas die groot afhaal
na die wegraping. Okay? En as jy jou woord gaan lees in 2 Tessalonisense, hulle sê 1 Tessalonisense is meerendeels oor die wegraping en 2 Tessalonisense is meerendeels oor die wederkoms. Maar as jy gaan lees mooi, dan sal jy vind dat die groot afval speel een van die groot rolle tot die wegraping. Tot die wegraping. Alhoewel hulle baie keer die groot afval na die wegraping gesit, gaan ek nou vir sê hoekom hulle dit doen. Okay. So die groot afval van geloof vind jy in 2 Tessalonisense 2 vers 3. 2 Tessalonisense 2 vers 3. Kom ek lees hom vir julle. Tessalonisense 2 vers 3. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van die sonde geopenbaar word en die seun van die verderf. Kan jy sien hoekom hulle dit plaas na die wegraping? Okay. 'n Kort betekenis van die afval. 2 Tessalonisense 2 vers 3. Want die afval moet eers kom en die mens van die sonde geopenbaar word. Paulus skryf dat aan die gelowiges wat bang was dat hulle die verdrukking mis, hy verseker hulle seker dinge eers moet plaasvind en daar is 2 wat moet plaasvind. Die 2 hoofgebeure wat Paulus uitwys is die groot afval, die rebellie teen God en die openbaarmaking van die anti-kris. Okay, en ons gaan meer oor die anti-kris leer wanneer ons daarby kom. Okay, en dit klink duidelik asof die afval voor en aan die begin van die verdrukking plaasvind. Is dit nie so nie? Okay. Maar waar pas die wegraping in vanaand in die afvalperiode? Okay? Die wegraping word in dieselfde hoofstuk beskryf as hy wat weerhou moet eers uit die pad wees. 2 Tessalonisense 2 vers 7. Hy wat weerhou moet eers uit die pad wees. Hoekom? Want wanneer jy as gelowige uit die pad gemaak is na die Here toe, dan kan die Here se beplanning tot 'n begin tree. Okay. So hy wat weerhou word ook gesien as die Heilige Gees in die gemeente. Hy keer die vyand. Okay. Wanneer die gemeente weggeraap word die volle rem op die kwaad verwyder. Dan kan die anti-kris geopenbaar word en die verdrukking begin. Okay. Nou, dis die mees Bybels ondersteunende volgorde, kan ek nou vir jou sê hoe dit eintlik plaasvind. Die groot afval begin eintlik voor die wegraping, maar omdat dit loop na die wegraping, plaas hulle dit na die wegraping. Dit begin voor die wegraping. Kyk hoe leeg is ons kerke. Ek kyk by die huis op die TV. Ek hou nie van die samesyn van die mense nie. Dis deel van die groot afval. So die groot afval begin voor die wegraping en in die tydsverloop wanneer die wegraping gebeur, loop hy net aan soos 'n snowball effek en hy gaan al hoe meer en hy gaan al hoe meer en hy gaan al hoe meer. Okay? Dan is dit die wegraping van die gemeente voor die verdrukking. So tydens die verdrukking gaan die afval aan. Hy stop nie. Dis hoekom die Bybelgeleerdes die afval na die wegraping plaas. Want hy gaan aan. Maar dit begin reeds al klaar. En dit het al begin. Die anti-kris word geopenbaar direk na die wegraping, begin van die verdrukking wanneer die anti-kris sy verbond sluit. Goed.
Nou hier is die antwoord. Die afval lei op na die wegraping. Hoekom moet dit oplei na die wegraping? Ek gaan net vir u sê. Want die kinders van God moet geopenbaar word sodat die wegraping kan plaasvind. Dus so om die kinders te kan openbaar, het jy nodig om die afval te laat gebeur. Okay, so die afval lei op die wegraping, op na die wegraping, maar word voluit na die wegraping sigbaar omdat die rem, die kerk, weg is. So eintlik wat hierdie konteks vir jou kon sê vandag, jy as 'n gelowige weet presies wat besig is om te gebeur. Jy sien die afval. Here, die mense kom nie kerk toe nie. Here, hulle kyk by die huis op die kerk, op die TV. Here, hulle vermy die samekomste van die Here of van die gelowiges. Maar wanneer die wegraping plaasvind, dan word dit 'n duidelikheid. Toef, die mense sien dan. Okay, o God, wie het almal agtergebly? Okay. Goeie vraag. Hoe weet ons die afval is reeds aan die gebeur? Jesus het dit voorspel. Die liefde van baie sal verkoel, Matteus 24 vers 12. Matteus 24 vers 12. As jy wil lees oor die eindtyd, Matteus 24 is 'n great boek om te lees, great hoofstuk.